Ons volgende lied is liedboek 28, Want so lief, en dan ken hom in al jou weë. Vonklied 325, vers 1 tot 4, as ons daar kon wees. So
Ons sluit dan ons voorstelling af met liedboek 419. Ons gaan dit 3 keer saam sing, as dit reg is, omdat hy leef. Afrikaans, Engels en dan die Afrikaans. Briefie deurgaan vir die afkondigings, daar is uitgedeel, so ek gaan nou nie alles aanraak nie. Is net Dinsdag aand is ons bazaarvergadering, ek wil graag maar vir almal net herinner daaraan, wat daar betrokke is, en dan ook maar aan almal net weer eens het doen van die bazaar, dat ons maar weet, ons is in daai proses om voorbereiding te tref vir die bazaar. Dis ons een groot fondsinsameling vir die jaar, so dit is regtig baie belangrik. Dan, ja, die enigste ander wat ek graag wil noem is dan op Sondag die 5de April gaan ons dan Paasfees vier in die diens, waar dan 10:00 die oggend sal die normale tyd sal wees. So daarmee gaan ek dan oorhandig aan Prof. Amanda de Bessie, baie dankie, ons waardeer, ons gaan graag luister na. Baie dankie, Jan. Dit is vir my en my man weer 'n wonderlike voorreg om hier so by julle te kan wees, om vanoggend die woord te kan bedien. Dit was nou omtrent 'n jaar en 'n half wat ek laas by julle was. En dit is vir ons altyd 'n voorreg. So kom ons maak ons harte stil vanoggend en ons hoor wat die Here vir ons vandag wil sê. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons sing saam, ons staan en dan loof ons die Here, wanneer ons die eerste loflied sing, wanneer ons lied 456, vers 1 en 2 sing, loof heel die skepping, loof die Here. Dankie.
te begin en na die gebed sing ons die 393 vers 1 tot 4 sonder dat ek dit weer aankondig. Dankie. Kom ons sluit die oë. Koning Here, Abba Vader, Here Jesus, Heilige Gees, so dankie dat ons vanoggend as 'n groep gelowiges saam in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here, dat wanneer ons na oggend na U toe kom, dan weet ons U woord sê, as ons tot U nader, dan sal U tot ons nader. En daarom kom bid ek, o Here, dat U verheerlik sal word in hierdie oggend. Ek bid dat U tot elke een van ons harte sal spreek. Here, ons wil ons harte oopmaak, ons geestesoë en ore oopmaak, om te kan sien en te kan hoor dit wat die Gees vir die gemeente wil sê. Kom spreek, Here, ons luister vanoggend. Ek bid dat U hand oor elke ene sal wees in die dag. Ek wil vir U dankie sê vir die reën wat so wyd verspreid voorgekom het, Here. Dankie dat U so getrou is. Dankie dat U elke dag na ons kyk, dat U vir ons sorg. En ek wil kom bid, Here, dan vir elke een wat hier is in vanoggend. U ken ons harte, U weet waar daar blydskap in die hart is, U weet waar daar pyn is, waar daar dalk verlange is en seer is. U ken alles, U ken ons gedagtes nog voordat dit by ons opgekom het, Here. U weet alles van ons. En daarom kom bid ek, Here, kom wees vanoggend hier in ons midde. Kom praat met ons. En Here, gee vir ons die troos, dat ons kan opkyk en waar ons gereed maak vir Paasfees. Die tyd, Here, waar U kerk, U kruisdood en U opstanding herdenk. Dankie, Here, dat ons vanoggend ook kan saam nadink, soos ons nou gesing het, daar is 'n dierbare kruis, waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir ons het. Dankie, Here, dat U dit daar vir ons gewys het, dat U dit elke dag vir ons wys, en help ons, dat ons dit sal gaan reflekteer in die wêreld, wanneer ons met ander mense ook skouers keer. Word verheerlik, Here, want U is groot en U is wonderbaar. Amen. Amen.
gedeeltes lees uit die woord van die Here. Die eerste een is in Matteus 5, as julle Bybels daar wil oopmaak, vanaf vers 1 tot vers 12, en dan Matteus 23. So Matteus 5 is die bekende gedeelte van die bergrede. Toe Jesus die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het hy sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik alles wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug julle, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En dan Matteus 23. Ek gaan die hele hoofstuk vir ons lees. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê: Die skrifgeleerders en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die edeplekke by feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges, en om op die straat deur mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een van julle is 'n leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as Vader aanspreek nie, want een is julle Vader, dit is die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, en dit is Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle sluit die deur van die koninkryk van die mense in hulle gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Ellende wag vir julle, skrifgeleerders en fariseërs, huigelaars. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak, en as sy dit word, maak julle hom 2 maal so ryp vir die hel, as wat julle self is. Ellende wag vir julle, julle wat ander
wil lei en self blind is. Julle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Blinde dwaase. Wat is belangriker, die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word? Julle sê ook, as iemand by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die offergawe bo op die altaar 'n eed aflê, dan moet hy die eed nakom. Julle blindes, wat is belangriker, die offergawe of die altaar waardeur die offergawe geheilig word? Wie by die altaar 'n eed aflê, lê 'n eed af by die altaar en by alles wat daarop is. Wie by die tempel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die troon van God en by God wat daarop sit. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle gee tiendes van kruisement, anys en koriander. Maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid, betroubaarheid. Juist hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalaat nie. Blinde leiers, julle skop die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle maak die buitekant van 'n beker en 'n skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid. Blinde fariseër, maak eers die binnekant van 'n beker skoon, dan sal die buitekant ook skoon wees. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes, fariseërs, huigelaars. Julle is soos wit gepluisterde grafte, wat van buite mooi lyk, maar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle hou die grafte van die profete in stand en versier die gedenktekens van die vromes. En julle sê, as ons in die dae van ons voorvaders gelewe het, sou ons nie medepligtig gewees het aan die vergieting van die bloed van die profete nie. Op die manier erken julle self dat julle nakomelinge is van die moordenaars van die profete. Gaan maar aan, maak maar klaar wat julle voorvaders begin het. Julle slange, addergeslag, hoe sal julle ontkom aan die straf van die hel? Luister dus goed, ek stuur profete, wyse manne en leraars na julle toe. Julle sal party van hulle doodmaak en kruisig, en party in julle sinagoges gesel, en hulle sal van die een dorp na die ander vervolg word. So sal julle verantwoordelik wees vir die bloed van al die vromes wat op aarde uitgestort is, van die bloed van die onskuldige Abel af tot die bloed van Sacharia, seun van Berekja, vir wie julle tussen die tempel en die altaar vermoor het. Dit verseker ek julle, die straf van al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak,
soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. Maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad as 'n pynhoop aan julle oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, tot die dag dat wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Net tot sover. In hierdie 2 gedeeltes wat ek gelees het, sien ons die eerste woorde van die Here Jesus toe sy bediening begin het. En dan sien ons weer die laaste woorde net voor sy kruisiging, wanneer hy sy disippels en 'n groot groep mense toegespreek het. Vir baie mense is Matteus 5, 6 en 7 die grondwet van die koninkryk van die lig. Die grondwet van die koninkryk van God. In hierdie 3 hoofstukke, Matteus 5, 6 en 7, kom die Here Jesus en begin hy sy aardse bediening. En dan leer hy die mense wat dit beteken om kind van God te wees. Hy leer hulle hoe 'n kind van God moet leef. Kyk ons ook na die saligsprekinge wat ek gelees het, dan is dit dalk so 'n bietjie anders as wat die mense vandag en die kultuur aanskou as gelukkig of geseënd. Maar ons sien dan, wat is belangrik vir God, wat Jesus wou gehad het. Die Here Jesus het hulle geleer hier hoe 'n burger van die koninkryk moet leef. Jesus het hierdie gedeelte begin dan in Matteus 5 om vir hulle te vertel hoe werklike geluk moet lyk. En dan eindig hy Matteus 5 vers 12 daardie gedeelte af wanneer hy sê wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Dan is dit asof die Here vir sy volgelinge gesê, moenie kyk na wat op die wêreld is, die wêreld se geluk, dit wat ons is en dit wat ons kan hê nie daarna kyk om vir jou geluk te gee nie. Ons geluk is in die hemel, is by God, waar hy vir ons plek berei. En reg hier aan die begin van die Here Jesus se aardse bediening, sien ons al hoe die spanning begin opbou het. En sien, daar's 'n spanning tussen die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis, die goed en die kwaad, die lig en die duisternis. En die saligsprekinge staan in kontras teen ons kultuur en die omgewing van wat ons sien vandag. As dit staan as waarde in kontras teen wat die wêreld as gelukkig beskou. Ons sien verder in die Here Jesus se bediening dat hy baie mense gesond gemaak het. Ons sien dat hy hulle geleer het. Ons lees ook in Lukas 4 vers 18 en 19 waar die Here Jesus in die sinagoge was en waar hy opgestaan het en die boekrol geneem het van Jesaja 61. En dan lees ons sy 5voudige bediening. Ons lees daar dat hy gesê het, hy het gekom om die evangelie te verkondig. Hy het gekom om sig vir die blindes te herstel, om vrylating te bring vir hulle wat in die gevangenis is, om te herstel die wat seer het, om hulle te genees, en om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En dit is wat die Here Jesus gedoen het. Regdeur sy aardse bediening, wat net 3 jaar was, sien ons hoe baie mense hom gevolg het.
Baie het gekom uit nuuskierigheid om die wonderwerke te sien. Ek dink aan byvoorbeeld aan toe hy die brood vermeerder het, hoe so baie gekom het en die Here het hulle gekonfronteer, hulle gesê, kom julle omdat julle van die brood geëet het, of kom julle regtig om my te leer ken? Daar was baie wat tot geloof in hom gekom het. Baie het hulle aardse rykdom prysgegee en het hom gevolg, omdat hulle geweet het dat hy die koning is, die Messias wat vir ons beloof is om te kom. Maar daar was ook diegene wat weggedraai het van hom. Diegene wat gesê het, sy woord is te swaar. Wie kan hierdie woord aanneem? Ons lees daarvan in Johannes 6, wanneer hy sê, menigte het van hom weggedraai. Hulle wou nie hoor, hulle kon nie daai insig kry, hulle kon nie verstaan wat hy vir hulle sê nie. Vandag ook as iets groots gebeur, staan mense om te kyk, wat is dit wat gebeur? En dit is dieselfde met die Here Jesus. Mense het as in nuuskierigheid gekom en hulle wou sien wat hy doen. En party kon die tye lees en kon sien dat alles wat voorspel is in die Ou Testament, al die profete het heen gewys na die Here Jesus wat sou kom as die Messia. Maar ander het nie. Hulle kon nie dit insien nie. En dan het ons gesien dat selfs die kerkleiers, die fariseërs, die skrifgeleerdes, die sadduseërs, hulle wat by die tempel, by die sinagoge daagliks diens gedoen het, selfs hulle het die Here Jesus verwerp. Selfs hulle het hom bevraagteken in alles wat hy doen. Hulle het Jesus nie aanvaar nie, want die Here Jesus het nie in hulle boksie gepas van hoe hulle gedink het die Messias moet wees nie. Maar in dit alles het die Here Jesus nooit sy identiteit opgegee nie. In dit alles, al die teestand wat hy gekry het, almal wat hom wel geglo het en vervolg het, het hy bly sê, ek is wie ek is. Ek is die seun van God. Mense was in soveel tradisies vasgevang in die sinagoges. Soveel kultuur, tradisies, hulle dinkwete, dat hulle die Here Jesus verwerp het en nie hulle harte wou oopmaak nie. Ons lees in die Bybel dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy God is. En ons kan dit doen omdat ons dit glo uit vrye wil, of ons gaan eendag gedwing word vir 'n knie om te buig wanneer hy weer kom en ons kan sien, maar hy is wie hy gesê het hy is. Uiteindelik, na die 3 jaar se aardse bediening van die Here Jesus, het die spanning so opgebou, dat die Here Jesus nie meer vrylik kon rondbeweeg nie. Mense het op hom gestorm, oral waar hy gegaan het, wou mense met hom hoor. Ons lees, hulle het siekes gebring, hulle wou iets van hom hê, maar daardie iets het vir elke een iets anders beteken ook. Die spanning het so opgebou, dat dit uiteindelik op Goeie Vrydag oorgekook het in sy kruisiging. En die Here Jesus het geweet dat die kruisiging, selfs dit, deel was van God se raadsplan. Selfs dit. Die kruisiging was die seerste seer in die geskiedenis. Maar dit was die grootste oorwinning wat daar vir ons was. Daar was 'n paradoks in die kruisiging. Ons lees alreeds in Genesis 3 vers 15 vir die eerste keer waar daar 'n verwysing is
na die kruisiging toe. Reeds in Genesis 3 vers 15. En dan die hele Ou Testament deur, lees ons hoe die profeseë vertel is en gesê is, dat die Messias gaan kom en dat hy gaan sterf. Jesaja 53 is uit en uit geskryf oor die kruisiging en dit wat daar gebeur het met die Here Jesus. So ons sien dan dat die stryd tussen lig en duisternis opgebou het reg deur die geskiedenis tot en met die kruisiging. By die kruisiging is die kop van die bose vermorsel. Daar het die Here Jesus die bose oorwin. Hy het klaargemaak met die sonde en daar op die kruisiging het die Here Jesus die prys vir elke een van ons se sondes betaal. Vir al die sondes wat ons gedoen het, wat ons doen en wat ons nog gaan doen, wat ons nie eers miskien weet ons nog gaan doen nie. Daar het hy klaar die prys betaal. Toe hy klaar gekruisig is en hy gesê, dit is volbring, dit is betaal, dit tetelestai. Daar het hy alles voor betaal en skoon gemaak en hy die pad kom oopmaak dat die mens weer met God versoen kan word. Dit is wat die Here Jesus gedoen het. Daardie pad is oop, sodat ons kan bely, kan glo en ons knieë kan buig. Ons is tans besig met die voorbereiding vir Paasfees. Vir ons as Christene is Paasfees ons grootste fees wat ons kan vier. Want dis waar ons oorwinning is. Dis waar die grootste oorwinning in die geskiedenis van die wêreld plaasgevind het. As ons dan nou vandag stil staan by die gebeure wat die Dinsdag voor die Vrydag gebeur het, dan sien ons dat die Here Jesus met soveel passie die mense probeer bedien het. Hy het met soveel passie vir hulle wou sê, sien wie ek is. Sien wie ek is. In sy gesprekke met hulle. So kom ons staan stil by die laaste week voor die kruisiging. Ons het op Sondag wat kom gaan bekend staan as die Sondag waar die Here Jesus dan Jerusalem ingery het op die rug van 'n donkie. En ons ken die verhaal. Wanneer hy Jerusalem inkom, het mense palmtakke op die vloer voor hom neergegooi op die grond. Hy het van hulle klere neergegooi, dat hy kon inry. En dan sien ons ook dat hulle gesing het, Hosanna aan die Here. En ons sien hoe die volk die Here Jesus met blydskap ontvang het. Maar ons sien ook hoe kwaad dit die Fariseërs gemaak het en die skrifgeleerdes. Die Maandag lees ons, en dit was een van julle boodskappe nou onlangs gewees, waar die Here Jesus by die tempel aangekom het en wat hy die tempel gereinig het. Wat hy daar gekom het, dit het die Maandagoggend gebeur. Hy het gekom in die tempel en hy was so kwaad. Sy passie vir die huis van die Here, vir sy Vader, het net oorgeneem en hy het 'n sweep gemaak en hy het hulle uitgejaag en al die tafels omgegooi. Dit het die Maandag gebeur. Kyk hoe die spanning begin opbou, want die Fariseërs en die skrifgeleerdes het gestaan en kyk na dit. En hulle het baie geld verloor, want hulle was eintlik korrup in wat hulle verkoop het. So hulle was vies daaroor gewees. En dan die Dinsdagoggend het die Here Jesus weer ingekom van Betania af. Nou Betania was 'n dorpie so, ek weet nie presies hoeveel kilometer buite Rustenburg, buite Jerusalem nie, buite Jerusalem nie. Hy het daar gebly sy laaste week by Martha en Maria en Lazarus.
Maar die Dinsdagoggend het hulle gekom, terwyl hy loop Jerusalem toe, het hy die vrye boom gesien. En julle het ook 'n preek gehad oor die vrye boom. En hierdie vrye boom het geen vrug gedra nie. En ons julle weet dat die Here Jesus die vrye boom vervloek het en dat dit verdroog het. Ons het 'n vrye boompie in die tuin. Hy staan nou al seker 6 jaar. Hy's so groot. Hy's regtig nog nie groot nie. Maar ek beloof julle, ons eet elke jaar vrug van daardie vrye boom. En nou die oggend vroeg toe ek in die tuin is en ek kyk na hierdie vrye boom, toe kom hierdie skrifgedeelte op in my hart en ek kan verstaan iets van die doel van 'n vrye boom is om vrug te dra. En dis hoekom die Here Jesus kwaad was en die vrye boom vervloek het. Maar dit wys ook vir ons hoe die spanning binne in hom ook begin opbou het. Hy het immers geweet waarna toe stap dit, waarna toe stap hierdie week. Hy het geweet wat met hulle gaan gebeur. En dan, wanneer hy by die tempel aankom, hierdie fariseërs, die sadduseërs, die skrifgeleerdes gereed gestaan. Hy het vir hom gewag toe hy daar was. Die Here Jesus het ingegaan in die tempel en soos altyd het hy die mense weer begin leer, daar in die tempel. Maar ons sien die stryd tussen lig en duisternis, wat hier in die agtergrond bly broei, bly afspeel het. Die leiers het die Here Jesus met 'n hernieude vernyn aangekyk. Hulle was ook nie kwaad vir hom by wat gebeur het. Jesus het vir oulaas probeer om vir die mense te sê, sien wie ek is, lees die tye reg. Ons moet Jesus se dringende passie raak sien en spesifiek op hierdie Dinsdag. Hierdie dag, wanneer hy met hulle praat, wil hy hê hulle moet hoor en hulle moet sien. Ons lees van die Dinsdag nogal 'n paar hoofstukke in Matteus, vanaf Matteus 21 vers 18 tot Matteus 26 vers 5. Al daai gebeure het op die Dinsdag voor die Vrydag plaasgevind. Die stryd is begin toe die fariseërs die Here Jesus uitgedaag het oor sy gesag. In Matteus sê hulle, lees ons, Jesus het na die tempel toe gegaan en terwyl hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en vra vir hom, met watter gesag doen u hierdie dinge en wie het u hierdie gesag gegee? Wat nou gebeur, sluit direk aan met wat die vorige dag gebeur het, die reiniging van die tempel. Die volksleiers was onverwags oorval die maandag en dit was duidelik dat hulle dit nie sommer net daar gaan laat nie. Die Here Jesus het hulle planne 'n bietjie deurmekaar kom krap en hulle soek bloed. As Christus dan die volgende dag weer na die tempel toe kom hulle na hom toe en hulle vra vir hom regheid, waar kom jy aan die reg om so op te tree? Op wie se gesag doen jy wat jy doen? Hulle probeer Jesus in 'n struik laat beland. As die Here Jesus vir hulle gesê het, hy kom vir die gesag wat hy van God ontvang het, en trouwens, dat hy wel die seun van God is, as hy dit op daardie stadium vir hulle gesê het, die Dinsdag, sou hulle hom kon aankla vir godslastering en sou hulle hom doodgemaak het. As hy iets anders sou sê, sou hy homself verloon het, en dan sou hy sy eie identiteit opgegee het. En daarom het die Here Jesus indirek geantwoord. En deur sy indirekte antwoord het hy as ware die bal vir hulle teruggegooi. Hy het die vraag vir hulle toe teruggegooi.
En nou moes hulle self antwoord met watter gesag doen hy die dinge wat hy doen. En hulle kies natuurlik die weg van die minste weerstand. Ons lees daarin dat hulle ook bang was vir die volk. Hulle wou nie sê dat jy doen dit nie uit die gesag van God nie, want die volk het hom, daar was baie wat in hom begin glo het. Toe hulle uiteindelik sê, ons weet nie, toe sê die Here Jesus vir hulle ook, julle wil nie antwoord nie, en daarom hoef ek julle nie te antwoord nie. So dit was die eerste koppestamp, daar die oggend sommer vroeg in die sinagoge. Daarna gaan Jesus oor en hy vertel vir hulle 3 gelykenisse. Die gelykenis van die 2 seuns wat die pa gestuur het om op die veld te gaan werk. Die een het gesê ja, maar nie gegaan nie. En het gesê nee, maar toe gegaan. En hy het vertel die gelykenis van die boere met die wingerd, waar hy werkers gestuur het in die wingerd, en op die ou einde sy seun gestuur het, want hy het elke keer almal doodgemaak. En hy het vertel die gelykenis van die bruilof. Die bruilof wat voorberei is vir hulle, maar wat nie gekom het nie. En dan het God gesê, maar laat hulle wat nooit herken word nie, die buiterand figure, laat hulle kom. En met hierdie 3 gelykenisse praat die Here Jesus, en hy kan nie vir hulle duideliker stel wie hy is nie. Hy vertel die 3 gelykenisse, en as hulle die woord ken, as hulle die skrifte ken, sal hulle weet dat hy die Messias is, die een wat sou kom. Hy het nie doekies omgedraai nie, maar hulle oë was verblind. Hulle was verblind. Hulle moes kon insien in watter tyd hulle leef. Hulle moes kon sien wat die konsekwensies sou wees as hulle op God se oproep sou weier. Hulle moes kon weet dat dit vir hulle die ewige dood sou beteken, want hulle wil nie hulle knie buig voor die Messias nie. Die Here Jesus het met soveel passie gedeel. Alles wat vooraf gebeur het in die geskiedenis, het opgebou na hierdie punt toe. En die hele toekoms hang af van wat hier gebeur, wat hierdie week gebeur. Daar is groot triomf in die hemel, want God is op die aarde. Maar die hartseer is, dat die mense God verwerp het, dat hulle hom nie wou aanvaar nie. Die geestelike leiers het geweet, God praat met hulle. Daar was nou nie meer kans om nie te hoor nie. Hulle het ook gesien, dat hulle voorvaders, wat al die profete doodgemaak het, maar hulle het nie besef, dat hulle besig is, om die groot profeet, met 'n hoofletter B, die Here Jesus self, die Messias, dood te maak nie. Jesus het met diegene gepraat wat hulle reg op die geskiedenis gedraai het. Hy het met diegene gepraat wat plaatant wonderwerk na wonderwerk gesien het, maar nie wou aanvaar nie. Hulle het plaatant teken vir teken geïgnoreer. Hierdie skrifgeleerdes het nie net 'n paragraaf of 'n hoofstuk verkeerd verstaan nie. Hulle het die hele skrif verkeerd verstaan. Hulle kon nie sien nie. Hulle het geweier dat God na hulle toe kom. Aan hulle deur klop het hulle toegang geweier, keer op keer op keer. En om hierdie rede, omdat hulle geweier het om te glo, het Jesus die mees ontnigterende woorde in die evangelie van Matteus gespreek.
Die Here Jesus het gesê, daarom sê ek vir julle, dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word, en aan 'n volk gegee sal word, wat die vrugte daarvan sal lewer. God is onverdraagsaam teenoor 'n verharde hart. Hy is geduldig met ons foute. Hy is lankmoedig met ons struikelinge. Hy raak nie kwaad as ons vra nie. Hy kyk nie ander pad as ons sukkel nie. Maar wanneer ons sy boodskap keer op keer verwerp, wanneer ons onverskillig staan teenoor sy pleitdooie, wanneer hy besig is om die geskiedenis te herskryf om ons aandag te kry en ons steeds nie luister nie, dan respekteer hy ons versoek. Let op dat dit nie God is wat die mense onwaardig gemaak het nie. Dit was hulle weiering om te luister wat hulle van die genade van God uitgesluit het. Jesus verdoem 'n koue hart. Hy verdoem 'n hart vol eelde, 'n siel wat oortrek is van die self en selfsugtigheid, dat dit die bron van die hoop belaster. Hy verwerp 'n hart wat so boos is, dat dit die prins van vrede aanskou en hom as 'n vyand uitmaak. Sulke godslastering is onvergeetlik. Nie omdat God ons nie wil vergewe nie, maar omdat ons nie ons harte kan oopmaak om die vergifnis te kan ontvang nie. 'n Vereelde hart is 'n vervloekte hart. Die vereelde hart verteenwoordig oë wat nie die voor die hand liggende wil raak sien nie, en ore wat nie sy reguit woorde wou hoor nie. Die gevolg is dat hulle nie na God soek nie, en vergifnis is hulle dus nie beskore nie, omdat hulle nie vergifnis wou hê nie. Dit bly hulle keuse. Jesus se hande is deurboor in 'n poging dat hulle harte deurboor moes word. Jesus se hande was deurboor in 'n poging om te sê, sien raak, ek is die beloofde Messias, die een wat deur al die eeue nog gesê is, waaroor daar geprofeteer was. Ons lees in die woord dat twee mense onderskeidelik aan die begin en aan die einde van die Bybel hierdie vraag beantwoord het. Eers het Moses gesê in Deuteronomium 4, sê hy, dit is vir julle gewys dat julle kan besef die Here is God. Daar was soveel tekens, daar was soveel bewyse vir mense om te besef dat ons Here Jesus God is. Dat hy die God is wat gekom het, wat vir ons die prys op die kruis betaal het. En dan, duisende jare later, honderde boodskappers, talle wonderwerke en een bloedbevlekte kruis later, sê die apostel Paulus dieselfde ding. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Dit staan in Romeine 2 vers 4. Alles het heen gewys na die kruis toe, en alles wys terug na die kruis toe. Die middelpunt van ons geloof, wanneer God die prys betaal het om vir ons die weg oop te maak, om weer in 'n intieme, persoonlike verhouding met God te kan
staan. Hoekom? Wat is die doel van God se geduld met ons? Ons berou. Hy wil hê ons moet berou hê. Hy wil hê ons moet onsself sien vir wie en wat ons regtig is. En ons knie buig voor hom, sodat ons in verhouding met hom kan staan. Na die 3 gelykenisse, het die fariseërs en die skrifgeleerdes, die sadduseërs, was die 3 hoofstrome van kerkleiers in daardie tyd. Hulle harte was nog meer kwaad. Hulle was nog meer verneig. Hulle was nog meer opgewerk. En dan span hulle kragte saam. Eintlik was hulle aardsvyande. Hulle het teen mekaar gepraat. Maar daardie dag staan hulle saam en probeer die Here Jesus aanval. Dan vra hulle vir hom 3 vrae. Die eerste vraag het gegaan oor die betaling van belasting. En julle ken die storie daar. Met dit wou hulle hom probeer vasvra. Hulle wou hom in onguns bring by die Romeine en by die volk. Die tweede vraag het gegaan oor die opstanding uit die dood. Want die Sadduseërs het nie geglo dat daar 'n opstanding uit die dood is nie. En hier vra hulle vir hom deur 'n belaglike scenario te skep. En hulle probeer hom ontlok. En die derde vraag vra hulle oor die grootste gebod. Wat is die grootste gebod? Maar elke keer dan antwoord die Here Jesus hulle en bring hulle terug na die waarheid. Daar staan geskrywe. Hy bring hulle terug weer eens om nog 'n poging om vir hulle te sê, sien raak wie ek is. Sien raak wie ek is. En dan is dit asof die Here Jesus besef, hulle harte is te verhard. Hulle wil nie die knie buig nie. Na alles wat hy gedoen het, na alles wat hy gesê het, na alles wat hy hulle geleer het hulle steeds gekies om hulle harte hard te hou. En dan gaan die Here Jesus oor op aanval. Hy klaar verdedig. Hy klaar probeer hulle te laat probeer insien. En hy gaan oor tot aanval. Ons lees dit vanaf Matteus 22 vers 41. Die finale konfrontasie gaan daaroor dan oor wie die Messias werklik is. Hy het sy menslike kant, ja. Hy kom uit die geslag van Dawid en hy is ook die seun van Dawid genoem. Maar hy het ook sy goddelike kant. Dawid noem hom my Here. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het nou begin stil bly. Hulle het glad nie meer hierop gereageer nie. En van hierna het niemand meer 'n vraag durf vra aan die Here Jesus nie. Jesus se teenstanders het gesoog nou en nou praat hy alleen. En so eindig Dinsdag dan in 2 monoloë. 2 gedeeltes. Die een praat die Here Jesus met die breë publiek, wat ons gelees het in Matteus 23. En dan in Matteus 24 en 25 het hy sy disippels eenkant gekry en praat hy nou net met sy disippels verder. Waar die Here Jesus sy bediening begin het met die saligsprekinge. Salig is jy wat. Hy het vir ons 7 van dit genoem. Eindig dit nou hier, sy laaste toespraak,
wanneer hy sê, ellende wag vir julle. Fariseërs, skrifgeleerdes, huigelaars. Wanneer God hulle nou openlik aanvat, wanneer hy vir hulle sê, julle praat, maar julle doen nie. Julle probeer mense red, dan maak julle hulle reg vir die hel. Hy probeer weer, hy vertel hulle, hy kla hulle as het ware aan, wanneer hy sê, hulle verwag van ander, maar self doen hulle dit nie. Hulle is uitermate streng op die kleinighede, op die besonderhede, maar die oorgrootte, die belangrikste, kyk hulle mis. So getrou en vergewingsgesindheid as wat Jesus teenoor 'n berouvolle sondaar is. Net so onverbiddelik tree hy op, as hy staan teenoor verhardheid en huigelary. Hy volg nie 'n toesmeer beleid nie, maar hy stel die volksleiers omwonde aan die kaak. Dit is geen tirade van frustrasie nie, dat hy afreageer, omdat hy dalk nou misluk het om hulle te oortuig nie. Dit is eintlik 'n weemoed van liefde. 'n Weemoed, ek het alles probeer, maar julle wou nie, julle hoor nie, my hart nie. Hulle wou nie aanvaar wie hy is nie. En dan lees ons die hartseer woorde van vers 37. Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer wou ek julle nie by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak nie, maar julle wou nie. Sien die Jesus hart raak, sien sy hartseer raak, sien hoe hy gehuil het, hierdie mense wat hy weet, afstuur hel toe, omdat hulle hom nie wou aanvaar as die Messias nie. Dit is die laaste woorde wat Jesus die volk toegespreek het. Wanneer hy kom met daardie hartseer, daai trane wat hy gestort het vir sy volk. En dan sien ons, die Jesus draai weg en hy en sy disippels loop terug Betanië toe. En daar praat hy met hulle, Matteus 24:25. En dis 'n profetiese rede wat dan aansluit by sy groot toekomsblik. En tog gaan dit nie net oor wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ja, hy praat oor sy wederkoms. Hy praat en vertel vir hulle, julle gaan ook daardie dag sien kom. Net soos wat hierdie volk die tekens van die tye moes lees met die kruisiging van die Here Jesus, gaan ons ook die tekens van die tye moet lees. Sy wederkoms gaan ons nie onverwags vang nie. Ja, dit kom soos 'n dief in die nag. Ons weet nie presies wanneer nie, maar hy het vir ons tekens gegee. En hy het vir ons duidelik gesê, as julle hierdie goed sien gebeur, weet dan dat my koms naby is. Hoe lees ons die tye vandag? Hoe lees ons die geskiedenis? Dit wat in die woord verstaan, wat ons moet hoor. Verstaan ons ook die boek verkeerd? Of buig ons knie voor God? Tydens dat hy gepraat het oor sy wederkoms, het hy weer vir die disippels verseker, vir wat is belangrik vir die nou waarin ons leef, die nou van elke dag tot dan, die nou waar ons God moet dien met ons hele lewe. Dit alles
En net as dit nodig is, gebruik ons woorde. Wat gee ons vir die mense rondom ons? Sien hulle die Here Jesus in ons raak. Sien hulle die goeie nuus wat ons moet bring. Jesus keer die Dinsdag aand doodmoeg terug na Betanië en hy bly die volgende dag daar. En die Woensdag in Betanië is wanneer Maria ook met die nardesolie sy voete gesalf het. Dink jy het die boodskap daaroor ook gehad. Toe Maria die vlees kosbare nardesolie gebruik en hulle haar aanval en die Here Jesus sê los haar. Sy is besig om my voor te berei vir my dood. Wanneer die Here Jesus dan weer na Jerusalem toe teruggaan, is die donderdag. Wanneer hulle gereed maak vir die Paasfees en wanneer hy die donderdagnag in hegtenis geneem word. In hierdie tyd gaan lees weer die laaste week van die Here Jesus op aarde. As ons weet ons gaan sterf, dan is dit asof ons die onsinnighede verdwyn, maar dit wat belangrik is wat uitkom. Dis wat met die Here Jesus gebeur het, die laaste week voor sy kruisiging. As jy wil weet wat is vir God se hart belangrik, gaan lees oor sy laaste week. Kom ons sluit die oë. Here, so dankie dat ons as 'n kerk vanoggend, as gelowiges, voor U kan buig. So dankie dat U die volle pad gestap het, dat U die volle prys betaal het, daar aan die kruis. En Here, ons het nou ook 'n liedjie gesing, dat as ons daar was, dan sou ons U op die kruis gesien het. Maar ek wonder soms, Here, as ons daar was, en wat 'n groep sal ons gewees het. En wat 'n groep sou ons U ook gespot het. Sou ons ook vir U gesê het, dis God, red Uself. Sou ons gehuil het, saam met Martha, Maria. Wat sou ons gedoen het, Here? Maar dankie dat U die prys betaal het. En dankie dat ons vanoggend kan weet, dat ons uit vrye wil uit ons knie voor U buig. Dat ons harte vir U oopmaak en dat ons U woord bely. Dat ons bely dat Here Jesus U die Seun van God is. Die een wat gekom het en wat die sonde van die wêreld geneem het en met U bloed daarvoor betaal het. Hy is ook die een wat weer sal kom om ons te kom haal, dat ons vir altyd by U sal wees. Dankie daarvoor. Dankie dat U getrou is. En dankie dat U tot ons gespreek het in hierdie oggend. Ek bid, o Heilige Gees, dat U die woord lewend sal hou in elke een van ons harte. Dat ons in hierdie tydjie wat opbou na Paasfees toe, dat ons opnuut ons sonde sal bely, opnuut ons harte sal oopmaak en opnuut na U toe sal draai. Ons sal ons oë op U gerig hou en ek dank U daarvoor. Amen. Ons gaan eers kollekte opneem voor ons afsluit.
ons staan en dan sing ons lied 464, die bekende lied 464, oor Heer, my God. Ons sing ons saam en ons sing hom uit volle bors om God regtig groot te maak. Lied 464. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.